vanmôre met ons 'n gedagte deel wat gisterand op my hart was. Dit gaan ook dit is dalk 'n simpel gedagte, maar dit is vir my nogal baie beteken en om dit te verstaan. Die Here het baie male maniere om vir 'n mens iets te wys op 'n kinderlike manier en dan maak dit soveel sens vir 'n mens. En dit het my gebless en ek wil dit graag met julle deel. En in my hand het ek 'n gewone skoon papier. Okay. Gewone papier wat jy uit 'n riempapier kry. Gewone tik papier. Nou, okay. Nou, hoeveel is julle bereid om ek gaan 'n bid opsit om te begin op hierdie papier. Wie wil hierdie papier by my koop? Wie wil hierdie papier hê? En wat is hierdie papier vir jou werd? Ek wil gehoor. Hoeveel is jy bereid om vir my te betaal vir hierdie papier? Niemand wil 'n aanbod insit nie. R5, R10, R100 bid, ek het R100 bid, R100, ek bring vir my R100 dan. Hy is nogal vragtig, wil die papier hê. Okay. Sonder grappies nou, ernstig, baie ernstige noot. Wie wil hierdie papier by my koop? Hoekom nie? Is die papier niks werd nie? Okay. Okay, wie wil hy papier hê? Hoekom nie? Hy sê ons onbruikbaar. Dus mense sê dis rubbish. Ek het my papier terug. Wil my hê nie? Kyk, hy's mooi opgevrommel. Alles. Kom aan. Wie wil 'n bid insit op hom? Niemand. Okay. Maar my papiertjie ou. Okay. Ek het 'n R200 noot in my hand. Hoeveel is dit vir jou werd? Wie wil hom hê? Dis 'n trick question, nie, is 'n vraag. Wie wil hom hê? As jy nie sê sy wil hom hê. Okay, wat is hy vir jou werd? Wat sê jy doen vir die R200? As ek vir jou vra, wat sê jy vir my doen vir die R200? Sal jy? Okay, sal jy hier voorkom staan en net so kom maak en sê Jesus is koning? Ja. Sal jy dit kom doen? Ja, ek sal. Okay, nou kom doen dit gou vir my. Staan maar in die kamera en draai om en sê dit is as jy nie sê, hulle sê vir hallo. Ja, dis live. En dan sê vir die mense Jesus is koning. Jesus is koning. Amen. Amen. Okay, as ek hom nou opvrommel. Jy gee my weer vir my terug. En dan gooi daar, né? Wie wil nou die noot hê? Wie wil hom hê? Wil jy nog steeds hê? Wil jy nog steeds hê, Shanice? Maar hy's opgevrommel. Kyk hierso, hy's nog steeds opgevrommel. En is 'n regte R200, dis nie 'n joke nie, is 'n legit R200, jy kan sien, hy's nie vervals. Nee, hy's daarmee vervals nie. Dis 'n regte legit ene. Wil jy nog steeds sê, Shanice? Nou kom aan hom. Kom vat hom, jy het hom verdien. Voel jy is 'n regte noot? Okay, nou in my hand het ek 'n klein helikoptertjie. Weet jy of julle kan onthou nie? Daar was 'n storie gewees genaamd Airwolf. Okay, nou dit was my gunsteling storie toe ek 'n kind was, né? As ek vir Alex hierdie helikoptertjie gee, wat gaan hy sê? Baie dankie, en hy gaan lekker met ons speel en hy sal die modder en dan propeller is volgende dag af. En as ek vir jou vra, wat sê jy gee vir hierdie helikoptertjie? Ek gaan sê, ag, 'n helikoptertjie is 'n speelding, né? So hy's wat sal hierdie helikoptertjie vir Alex werd wees? 10 minute se speeltyd? Miskien, né? Die eintlike waarheid is hierdie is 'n versamelstuk. Né? Nou, dis om mense vir julle idee te gee, ek was 'n groot Airwolf fan gewees. Nou vra vir enige collector wat karretjies kry. Julle weet ek versamel kry. Nou ek wys net vir julle iets van my van my collection wat vir my kosbaar is. Okay, vir ander ouens is dalk nie kosbaar nie, vir my is dit. Nou, die waarheid is hierdie is eintlik 'n versamelstuk. Hy's uitgereik in 1984, toe was ek 1 jaar oud gewees. Hy is in sy oorspronklike verpakking, hy het nog die prys op van $1.99, wat uit Amerika uitgekom het,
né? En hy's bitter skaars, hierdie helikoptertjie. Hierdie spesifieke een is bitter skaars. Daar's baie min van hulle oor in sirkulasie, wat so in sy oorspronklike verpakking beskikbaar is. Hy's uniek, want daar's nie baie van hulle nie. En al reproduce hulle gaan hom nou weer reproduce, gaan hom nou weer heruitreik, byvoorbeeld, maar dis nie dieselfde, al bring hulle hom nou weer uit, hy gaan nie dieselfde wees nie, hoekom nie? Want hierdie spesifieke een is 'n skaars ene. Hy is skaars, hy is uniek, hy is versamelbaar, hy is hoog geag, en vir die regte versamelaar is hierdie helikopter priceless. Kom ek gaan vir jou sê, daai tyd hulle verkoop het was dit soos $1.99. Nou dis $2. Dis in vandag se geldwaarde is dit R40. Da? Maar as ek vir jou sê, hy's omtrent 100 keer dit werd. Verstaan jy wat ek jou sê? Vir Alex is hy nie veel werd nie. Maar vir my is hy baie werd. En dit is een van my, ek is nie sentimenteel oor goed nie. Maar, nou, ek is ook nie sentimenteel hieroor nie, dis net vir my kosbaar. Dis vir my kosbaar, dis iets wat vir my, vir ander mense is dit stupid. Vir my is dit, ek het soveel memories. Ek het soveel herinneringe. Dit was my gunsteling storie op TV. En ek kan nou nog onthou as Errolf opgekom en hy en jy weet, die stringvelle haak en al die goeders, jy weet. Maar wat gee die waarde aan hierdie helikopter? Wat gee aan hierdie helikopter die waarde? Wat gee aan hom waarde? Eerstens, wie dit gemaak het. Tweedens, wie se naam daarop is. En wat mense bereid is om te betaal hiervoor. Dis wat vir hom waarde gee. Want as ek hom op 'n auction gaan sit, gaan mense bi op hom. En mense gaan bereid wees om te betaal. Die regte collector gaan hoes vir hom, jy weet. So, vir 'n kind is dit 'n speelding, daar's nie waarde nie. Maar, vir die regte collector, wat gee aan die noot waarde? Jy het gesê die papier is waardeloos, maar weet jy wat, daai noot was 'n papier. Voordat hy 'n noot was hy 'n papier. En voordat hy 'n noot was hy in jou oë waardeloos. En voordat hierdie papier al was hy 'n boom. Ja? Maar buiten dit, wat het daai noot verskillend teenoor die papier? Wat gee aan die noot die waarde? Dit wat op hom gedruk is. Die getal wat op hom gedruk is, wie hom uitgereik het, wie hom geteken het, jy gesien, daar is 'n handtekening op. Wie se prentjie daarop is, né? Wie hom uitgereik het. En hy het 'n serialnommer, 'n unieke serialnommer. Jy het al gesien op 'n noot. Daar is nie nog 'n noot soos daai noot nie, hy het 'n unieke serialnommer. En daar het ek vir my hele preek gegee. Dankie. So kinderlik. Ek wil vir jou vandag sê, jy mag vandag voel soos hierdie stuk skoon papier. Jy mag dalk voel vandag soos hierdie speelgoed helikoptertjie in 'n kind se hand. Jy mag nutteloos voel, jy mag doelloos voel, maar ek het nie 'n plek op hierdie aarde nie. Ek is 'n opgevrommelde stuk papier wat weggegooi is in die samelewing, wat niks beteken nie, wat niemand waarde in sien nie. Ek het geen doel nie, niemand gee om vir my nie. Ek is daar in 'n asblik. Maar, jy mag dalk soos hierdie helikopter wees. As ek vir jou sê, voordat ek vir jou gesê, dis 'n versamelstuk. As jy hom op 'n rak gesien het, wie sou hom gekoop het? Wees eerlik. Wie sou hom vanmiddag, as hy daar by winkel op die rak was, jy het nie geweet hy's waardevol nie, sou hom gekoop het? Nee, jy sou nie. Jy sou misgekyk het. En jy mag dalk voel soos iemand wat misgekyk word, wat nie raak gesien word deur die mense om jou nie, wat nie omgee oor jou nie. Die wêreld sê jou sleg en kraak jou af. Hulle sê vir jou, jy's useless, jy's niks werd, hulle breek jou af, jy's waardeloos. Maar wat gee aan hierdie papier en hierdie helikopter en daai noodwaarde? Wie jou geskep het?
punt nommer 1. Wie se naam is op jou? En wat se prys is vir jou betaal? Hoekom is jy waardevol vir God? Kom ons gaan kyk eerstens, God het jou geskep. God het jou geskep. Ek gaan vir jou baie Bybelverse vandag gee, as jy reg om te skryf, lees. Genesis 1. Reg in die begin, sommer reg in die begin van die Bybel. Genesis 1 na vers 26. As jy sukkel om Genesis te kry, bly asseblief na die tyd agter. Ek gaan jou die Bybelboeke leer. Dis die heel eerste boek in die Bybel, Genesis. As jy hom kry in die Nuwe Testament, het jy verkeerde Bybel. Okay. Genesis hoofstuk 1, daar in vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Ek sien 'n klomp goed in hierdie gedeelte. Ek sien in die eerste plek, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Nou punt nommer 1, daar is die eerste sprake van die drie-eenheid van God, vir die mense wat die drie-eenheid stry. Maar baie mense maak gevra, hoe verduidelik jy die drie-eenheid aan 'n kind? Wel, ek gaan nou 'n simpel voorbeeld gee. 'n Gekookte eier. Hy het 'n dop, hy het die wit en die geel. Die dop is wat jy sien. Die wit is die eier en die geel is die wese van die eier. Dis 3, maar dis 1 eier. 3 elemente, maar 1 eier. Dit klink nou dom ook, ek wil nie God vergelyk met 'n eier nie, maar jy is geskape God se beeld. Jy het 'n liggaam, siel en gees. God het 'n liggaam. Né? God het 'n liggaam. Jesus was die beeld van die onsigbare God. Né? Hy het 'n siel. Wil, intellek en emosie. Ek dink God se wil, God het intellek, God het emosie. Ek meen hy is 'n skepper, hy alles. En dan jy's gees. Heilige Gees. Nou kyk vir jouself, jy's 1 mens, maar jy's 3 elemente: liggaam, siel en gees. Nou, dis wie God is. Jy is 'n liggaam wat beskik oor 'n siel en jy het 'n gees wat in jou woon. Jou liggaam is die tempel van God. Jy is geskaap in die beeld van God. Jy is geskep na sy gelykenis. Nou ek wil vir jou sê, mense wat jou afbreek, jou afkraak, jou sleg sê, mense wat altyd eiertjies te lê het, weet jy, ek wil vir jou sê, wie het besluit oor wat is mooi en lelik? En wie's mooi en lelik? En wie's dik en maar? En wie's dit? Mense het altyd 'n opinie oor 'n ander persoon. Oor hoe hy lyk. Wie het besluit wie's mooi en lelik? Wie het besluit? Kan ek vir sê, kan ek gou iets vertel? Die mens. Die mens se boos en lelike hart. Wie is jy as mens om 'n ander mens te beledig? Wie is jy as mens om 'n ander een te kritiseer? Om 'n ander een af te kraak? Weet jy hoeveel mense, hoeveel jong mense word geboelie? Weet jy hoeveel oor hoe hulle lyk? Oor hulle klere drag, omdat hulle nie brandklere dra nie. Weet jy wat is die verskil? Dis 'n brandklere. Daar slawe arbeid gebruik om dit te maak, by the way. Dit word gemaak in China, maar dan word 'n label opgesit en dan word daar gesê, dis weet jy wat maak die klere die mens? Wat maak die klere die mens? As God se naam op jou geskryf is, as jy in die beeld van God geskape is, wie is een mens om vir 'n ander een te sê, jy is bad, jy's sleg, jy's lelik, jy's dik, jy's dit, jy's so. Weet jy wat, ek wil vir jou sê, dis jou eie sondige en slegte natuur wat dit doen. En kom ons wees nou maar eerlik, ons is geneig om dit te doen. Ons is maklik oordelend oor ander. Jy beledig God se skepping. En as jy God se skepping beledig, is so goed en wel jy beledig God homself. Think about that.
Jy is gemaak na God se beeld, God se lykenis. Hy het jou geskape met 'n doel vir 'n doel. Hy sê, laat jou heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, en die vee en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep om te heers. Hy het jou nie geskep om 'n slaaf te wees nie. Kry dit in jou kop vandag. Wat wil die duiwel met jou doen? Hy hou jou in slawerny. Hy maak jou 'n slaaf van sonde. Hy maak jou 'n slaaf van hom, hy maak jou 'n vloerlap vir hom. Hy net soos met die verlore seun, hy maak hom 'n arbeider in 'n varkhok. En dis wat die duiwel met jou wil doen. Terwyl God gesê het, jy moet heers. God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Hoor mooi, hy het hulle nie 'n keuse gegee nie. Wat wil jy wees? Is jy dit? Ok, jy is nie tevrede dat jy 'n sy is nie, wil jy nou 'n hy word? Jy is nie tevrede dat jy 'n hy is nie, wil jy nou 'n sy word? Moenie sê God maak foute nie. Hy het jou geskep in sy beeld en sy gelykenis. Man en vrou het hy hulle geskape. Hy het nie dit geskape nie. Hy het nie hulle keuse gegee nie. Jy is of 'n man of 'n vrou. Ek wil vir jou sê, mense moet terugkom in die orde van God. Ons regering moet terugkom in die orde van God. En God het hulle geseën. Hoor al. Weet jy wat, jy is 'n geseënde van die Here. God het die mens geseën. Wat beteken die seën van God? Nie 'n nuwe Ferrari en 'n Lamborghini en 'n Mercedes-Benz en 'n paleis nie. Want dis die mentaliteit wat die duiwel vir jou gee, om vir jou te sê, dis die seëning van God. Weet jy wat sê is, God het hulle geseën, en God het hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde. Ek wil vir mense vandag sê, weet jy, wat is my so bitterlik, wat ek lees oor die naweek, het ek 'n paar goeders gesien, en dit grief my. Kinders is 'n seëning van die Here. Daar's baie ouers daar buite wat gaan pa staan eendag voor God. Jesus het gesê, as jy 'n kind skade aandoen, is beter vir hom 'n meelsteen om jou nek te gaan hang en in die see te gaan verdrink, as om 'n kind skade aan te doen. Jesus staan in Kapernaum. Julle wat's in Kapernaum? Ek wil vir julle daai meelsteen gaan wys uit daarso. Hy wys na daai meelsteen wat daar is. En hy sê, dis beter vir jou hang daai ding om jou nek en gaan versuip jou in die see, as dit jou kind skade aandoen. Want hoekom? Want hy kind is God se seëning op man en vrou. En dan word kleintjies weggegooi in 'n toilet gelos, word geaborteer. Ek wil vir jou sê, die feit dat jy hier sit en jy na my luister, God het jou geskep as 'n heerser. Hy het jou nie geskep as 'n loser nie. Hy het jou nie geskep om in 'n varkhok te sit nie. Dis die duiwel wat jou in 'n varkhok hou. Hy het jou nie geskep om 'n drug addict te wees nie. Hy het jou nie geskape om 'n hoereerder en 'n egbreker en 'n wellusteling te wees nie, en 'n dief en 'n leenaar en al die goeders. Dis wat die vyand van jou maak. En jy laat toe dat hy dit doen. Jy het 'n keuse. Jy het vrye wil gekry. En die een aan wie jy gehoorsaam is die een aan wie jy jou onderwerp. But the devil made me do it. Jy lieg. Jy het dit self gedoen. En weet jy wat, hy het nie net jou geskape nie. Hy het jou uniek geskape. Weet jy wat, net soos daai noot, hy het 'n serial nommer op. Net soos hierdie karretjie, of hierdie helikoptertjie. Hy het 'n serial nommer. Hy het 'n versamelnommer op. 'n sekere nommer. En guess what? Daar's net een van hom. Guess what? Daar's net een van daai note. Guess what? Daar's net een van jou. Die Here het aan jou gawes en talente gegee. Hy het aan jou sekere eienskappe gegee wat jou uniek maak
bo ander. Weet jy wat, God het nie vir een dieselfde ding gegee as vir ander nie. Nie een van ons is dieselfde nie. As ons almal dieselfde was, weet jy hoe boring sou die lewe wees? Ek weet, party mense dink hulle is dit, en as daar meer van hulle was die wêreld 'n beter plek. Ek wil eintlik vir daai ou sê, dankie die Here tog, daar's net een van jou, want die wêreld sou nie 'n beter plek gewees het nie. Want jy is toe nou nie so volmaak as wat jy gedink het nie. Maar weet jy wat? Die Here het jou uniek geskape. En God weet alles van jou. Hy weet alles van jou. Niks is vir hom verborge nie. Ek gaan vir jou sê, niks wat jy doen, surprise die Here nie. Dis nog 'n bietjie iets om te dink. Hy ken jou ten volle. Hy weet alles van jou, want hy het jou geskape. Hy ken elke sel in jou liggaam. Weet jy wat is my so interessant van Psalm 139? Maak vir jou op aan Psalm 139. Terwyl hulle blaai na Psalm 139 toe, né? En lees ek so vir ons Efesiërs 2 vers 10. Psalm 139. Maar ek lees op vir ons Efesiërs 2 vers 10. Hy sê, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Jy sien, God het my en jou geskape in sy beeld, in Christus, om vir hom goeie werke te doen, dat ons daarin kan wandel. God wil hê ons moet wandel soos in die werke wat hom behaag. Hy het jou geskape om goed te doen. Hy het jou nie geskape om te val vir die leuns van die vyand nie. Psalm 139, ons 'n paar versies daar lees. Ons lees eers vanaf vers 1 tot met vers 6. Psalm 139 vanaf vers 1, hy sê vir die musiekleraar Psalm van Dawid, Here, U deurgrond en ken my. Weet jy wat, ek wil eers daar stop het gou daar. Manne, jou vrou kom by jou en sê, jy verstaan my nie. Maar weet jy wat, die Here ken jou. Hy weet alles van jou. U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. Hy weet alles van jou, né? U verstaan van ver my gedagtes. Ja, daai ding is mind blowing. Weet jy wat? Kan ek iets vertel? Die Here hy's alomteenwoordig, maar God is ook nie in tyd nie. God weet wat jy dink nog voordat jy dit gedink het. God weet wat jy môre gaan dink. Hy weet wat jy volgende jaar gaan dink. Ek wonder as jy besef, God weet wat in jou gedagtes aangaan. Hoeveel van ons gaan ewe skielik sê afsak in ons stoel? Kan ons gou jou gedagtes bietjie op die skerm gooi en vir almal wys? Ek wonder wie gaan vir nee, ek chicken uit vir daai. Wie gaan uit chicken op daai ene? Nee? 2 hande. Jy wil dit nie vir die wêreld wys nie, maar jy besef God sien dit, né? Jy besef God sien dit. Baie mense maak gevra, kan die duiwel my gedagtes lees? Nee, hy kan nie. Die duiwel kan nie jou gedagtes lees, want hy is nie alomteenwoordig nie. Hy kan net op een plek op 'n plek wees. Hy is nie alomteenwoordig nie. Die duiwel is 'n geskape wese. Hy kan net op een plek op een tyd wees. Hy kan nie oral wees op dieselfde tyd nie. Hoekom dink jy dit is demone? Hy kan net op een plek op een tyd wees. Hy kan ook jou gedagtes lees, want hy is nie almagtig nie. Hy is nie alwetend nie. Hy reageer op wat hy plant gedagtes, hy saai gedagtes, ja. Hy kom fluister in jou oor gedagtes, hy bring struikelblokke en dan kyk hoe jy daarop reageer. Maar God ken jou gedagtes. U verstaan van ver my gedagtes. Om te dink die Here weet wat jy môre gaan dink, wat hy volgende jaar gaan dink, wat jy volgende maand gaan dink, wat jy oor 10 minute gaan dink. U deurfors my gaan en my lê. En U is met al my weë goed bekend. Probeer ek jy vir die Here wegkruip? Jy dink jy doen iets skelm. Die Here sien dit. Ek sê baie keer vir mense, as mense dink, ek het die gevoel iemand hou my dop. Ja, die Here. He's watching you.
Hy sê, want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. Nog voor dit, hy weet al wat jy gaan sê, nog voordat jy dit gesê het. Hy sê, om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan nie daarby nie. Ek wil sê, wie se brein sien so 'n bietjie as jy daaraan dink? Ek sê vir jou, jy voel jy waarskynlik baie klein, né? Jy waarskynlik sit in die kerk, dan wil jy al die sondes gaan bely, wat jy wil nie seker maak jy dink net nie lelike goed nie. Dis ook by Bybel sê, moet elke gedagte gevange neem. Vers 13, daar in Psalm 109, hy sê, want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. Hoor gou hierso, jy wat sê, ja, ek was 'n fout. Ek was 'n fout, ek moes nie gewees het, of jou ma het vir jou gesê, jy is 'n oeps gewees. Jy was nie 'n oeps nie, jy was nie 'n fout nie. U het my niere gevorm, in my moeder se skoot geweef. Weet jy wat? Ja, jou ma en jou pa. Ek gaan dit nie sê nie. Jou ma en jou pa het droog gemaak dalk, toe hulle nie moes nie, maar jy was nie die oeps nie. God het die geleentheid gebruik om jou in die lewe te bring, want God het jou geroep. Het jy geweet, dat Jesus was tegnies gesproke in sy tyd, 'n buite-egtelike kind? Want Josef was verloof aan Maria. Hulle was nog nie getroud nie. En in daai tyd moes Maria gestenig geword het. Dis hoekom Josef in die geheim van haar wou skei. Hy was nog nie getroud met haar nie. Sy moes gestenig geword het. En in die geheim, want hy wou in die openbaar, dit het ook gewys dat hy lief was vir haar, dat hy omgegee het vir haar, want hy wou nie openbaar maak nie. Wat sou gebeur het in daai tyd, sy sou openbaar gemaak geword het, en hulle sou haar gestenig het en 10 vir hom ook. Maar hy was nie die pa van Jesus, die aardse pa van Jesus nie. En hy wou dus in die geheim van haar skei, sodat hy nie betrek was by daardie omstandigheid dat hulle hom blameer het vir haar toestand nie. En wat gebeur toe? Die engel kom by hom en sê, Josef moenie, want Maria het nie rondgeloop nie. Die Here het dit in haar gewerk, die Heilige Gees het Jesus opgewerk. Gaan lees bietjie mooi die evangelies en sien jy dit. Voordat Josef geweet het dat die Heilige Gees was, dat dit God was, wat Jesus verwek het in haar, wou hy van haar skei. Hy wou in die geheim, waar hy gewas, want hy wou nie, om daai stadium, as jy verstaan hoe die huwelik gewerk het, die verloving gewerk het, hy was in daai tyd, was hy weg gewees, om in gereedheid te kom vir die bruilof. En dit was ook 'n toets gewees, om te sien dat die bruid nie swanger was by 'n ander man nie. En daar was baie sprake daai tyd gewees. Dit is waar, as jy al die flieks gekyk het van die Da Vinci Code en al die goedes, dis waar daai gemors vandaan kom. Want daar was baie daai sprake gewees, dat dit dalk 'n Romeinse soldaat was, wat haar swanger gemaak het. En dis waarvoor Josef bang was, dat hy nie daarbey betrek moes word nie, want hy was onskuldig. Mense lees dit nie altyd raak in die Bybel nie, en tog, Jesus is die seun van God. En weet jy hoekom was hy so gebore? Vir jou wat buite die eg ontvang is. Jy was nie 'n oeps nie. Jy was nie 'n fout nie. God het daai geleentheid gebruik, net soos met Maria en Josef. Hy het die geleentheid gebruik. Maar hy het jou geskape met 'n doel. Jesus was geskape met 'n doel. En weet jy, dit is my so hartseer as ek sien hoe ons regering en mense goedkeur dat aborsies toegelaat word. Die kindertjies aborteer word, want wat sê jy so, U het my neergevorm, U het my in my moeder se skoot gevorm. Jy gaan teen 'n daad van God. Geen persoon
kan swanger word as God nie daai lewe gee nie. Gaan vra vir vrouens wat nie kinders kan kry nie, of wat sukkel om kinders te kry. Geen lewe kan ontstaan. Hulle kan gaan vir implantings, hulle kan gaan vir wat ook al. Geen lewe kan ontstaan as God nie daardie lewe gee nie. Jy was nie 'n fout nie. En dan sê vers 14, ek loof jou omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is die werke, en my siel weet dit al te goed. Het jy al gesien hoe kompleks is 'n menseliggaam? Jy het 'n baie hoogs intelligente designer gehad, hoor. Want alles het 'n funksie en 'n doel. Kyk na 'n kar. As jy na 'n kar kyk, ek gebruik dit baie keer om hier voorbeeld te sê, kyk na 'n kar. 'n kar het 'n intelligente designer. Daai ou moet hoogs intelligent wees om 'n kar te design. Hy het 'n windscreen, hy het wiele, hy het 'n body, hy het 'n engine, hy het 'n exhaust pipe, hy het sitplekke. Raai wat? Kom ons kyk gaan na jou. Hey, jy het 'n paar windscreens hierso en window wipers. Party van ons het ekstra windscreens, windshields. Né? Jy het 'n lekker paar sitplekke, né? Jy het wiele. Hæ? Jy het 'n engine wat loop. Jy het 'n computerbox. Jy het 'n hoeter, né? En jy het 'n exhaust pipe. Jy is wonderbaar geskape. Vers 15, as jy my gebeente, kyk hierso. My gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Wow, stop gou net eers daar. Hier praat hy van my gebeente was vir u nie verborge. As 'n selletjie, 'n man en 'n vrou nou by mekaar kom, dan vorm maar nog nie bene nie. Jy vorm eers bene later wanneer die babatjie nou groei en my gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Jy was al 'n mens nog voordat jy gemaak is. Was jy al klaar in God se gedagte. Daar's ook hierdie stryery, wanneer is dit nou eintlik 'n kind? Wanneer is dit nou eintlik 'n babatjie? Is dit voor konsepsie, na konsepsie? Die feit van die saak bly staan is, once the connection is there, it's there. Jy sal verstaan as jy biologie gehad het. Anders moet jy terug gaan na 5 toe. Kyk hier so vers 16. Wat gebeur as die twee selletjies by mekaar kom? Iemand het nou die dag vir my iets genoem, ek kan nie onthou wie dit nou vir my. Iemand het dit vir my genoem. Dis self vir my. Dis nogal ek wil gaan kyk. Ek het dit al gesien, maar ek kan nie onthou. Iemand het dit nou die dag vir my gesê. So jy het vir my gesê, maar nie weer vir my sê wie dit vir my gesê. Maar ek het dit al gesien in die verlede, maar dis net iets wat by my opkom. Hulle het al onder 'n mikroskoop gaan kyk as die man se sel en die vrou se sel by mekaar kom. Dan die oomblik as die twee vorm, dan is dit soos asof daar soos 'n explosion, soos lig wat vrygestel word. Dit is soos 'n reaksie. En dan begin die selletjies te vermeerder en dan begin die selle te vorm. So dit lyk soos 'n klomp, sulke ronde. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Gaan check 'n bietjie op YouTube hoor jy video's daarvan te kry. Hoe lyk dit? Maar hoor gou wat sê die Bybel. Net om vir jou wys. Kom ek wys jou gou hoe bewys die Bybel die wetenskap wat hulle nie eens daai tyd kon gesien, daai tyd hulle mikroskope en goed gehad het nie. Kyk hoe die Bybel al daarvan gepraat nog voor die wetenskap. Kyk hier so hy sê daarso vers 16. U oë het my ongevormde klomp gesien. En in die boek is hulle almal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was toe nog geen een van hulle daar was nie. Raai wat? Jy was al daar in God se beplanning nog voordat jou selle gevorm was in jou ma. Jy was nie 'n oeps nie. Jy was nie 'n fout nie. Jy's hier vir 'n doel. Ek moes nie geleef het. Jy moes. Mense voel ek het geen doel op hierdie aarde. Jy het. Wie as die Here vir jou sê jy het 'n doel, hy het jou geskape voor en hy het jou geskape met 'n doel vir 'n doel. Wie is die een wat vir jou sê jy het nie 'n doel nie? Wie is die een wat vir jou sê jy hoort nie op hierdie aarde nie? Wie is die een wat vir jou sê jy moet uit hierdie aarde, jy moes eers geleef het nie? Wie is die een wat vir jou sê? Die duiwel.
Hy sê, hoe kosbaar is dan die gedagtes so God, hoe geweldig is dat hulle volle som nie. En weet jy wat? So ons het nou gepraat van, eerstens, hoekom is jy waardevol vir God? Eerstens, want God het jou geskape met 'n doel en vir 'n doel en na sy beeld. En hy het jou ook nie net geskaap, hy het jou uniek geskape. Jy is uniek gevorm vir hom. En weet jy wat? Die prys wat jy vir hom werd was. Dis wat jou waardevol maak. Die prys wat jy vir hom werd maak. Jy mag dalk sê, ek het my lewe opgemors. Ek het my lewe opgemors. Ek mis die doel soveel keer. Ek is soveel keer daar in die asblik gegooi. Gooi hom weer vir my terug. Kyk net of jy wakker is. Ek het die lewe soveel keer opgemors. Kyk hoe vervrommel is my lewe. My lewe is niks werd. Kan ek jou iets vertel? Al was jy die laaste mens of die enigste mens op hierdie aarde, en jou lewe het so gelyk, sou Jesus nog steeds sy lewe vir jou gegee het. Want God het jou so lief gehad, sê Johannes 3 vers 16, dat God sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het sy enige gebore seun gegee vir jou. Dis so lief hy jou het. Wie van julle wat kinders het, wie van julle sal julle kinders vir my kom gee om te offer vir my? Wat 'n bietjie moeilike enetjie wees, né? Wie van julle sal julle kinders laat offer as 'n prys vir daai ou wat daar op die straathoek staan wat vasgevang is in draks en wat in die huise inbreek en vrouens verkragt daar in die tronk? Wat rondloop en sing Kiel de Boer? God het sy seun gegee vir hulle. Think about that. God het sy seun vir hulle gegee. As jy jou Bybel gaan maak daar Romeine 5. Romeine 5 daar vanaf vers 6, kyk hierso. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is sy bloed deur hom gered word van die toorn. Want as ons terwyl ons nog vyande was met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. Toe jy nog 'n vyand, nog voordat jy gebore is, het ons nou gesien, het God jou al in gedagte gehad. Al van die begin van tyd af. Nog voordat jy bestaan en nog voordat jy gesondig het God al sy seun gestuur om te sterf aan 'n kruis vir jou. Dis hoe lief God jou het. Moenie die leuen van die duiwel glo dat jy niks werd is nie. Dat jy waardeloos is of doelloos is nie. Dat jy nie 'n plek het op hierdie aarde nie. Maak het my oop aan Matteus 10. Hierdie stukkie het my baie gebless. Wat vir my baie interessant is, ek het nou nie ene hierso by my nie, as ek geweet het, ek gaan dit kom nou by my op, dit is, nie geweet, ek gaan dit daarop, anders ek het nou saamgebring. Maar wie van kan julle onthou op 'n 1 sent, wat jy gekry het, 'n klein 1 sent, daai kleintjies eers, voor jy moes jy groter 1 sent gelaat, die klein 1 centjie, hoeveel is 'n 1 sent werd? Hoeveel is 'n 1 sent werd vandag? Wat kan jy met 1 sent koop?
Jy kry net nie eers meer nie. Die metaal waarmee hulle hom gemaak het, waarmee hulle hom is meer werd as wat die waarde van die coin is. Jy kry nie eers meer 1 sente nie. Maar het julle al opgelet, daai 1 sente wat so klein is, het julle al opgelet, wat is 'n prentjie is op die 1 sent? 2 mossies. Né? Nou wat sê dit basies vir ons? 2 mossies, daar is 'n betekenis hoekom die 2 mossies op die 1 sent was. Want kyk gou wat sê Matteus 10 vers 29 tot 31. Hy sê, word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie. Nou stywer is basies soos vir 'n sent basies. En een van hulle sal op die aarde val sonder hulle vader. Stop dit eers gou daar. In die Bybelse tyd as jy praat van wat hulle gedoen het was, hulle sou mossies gevang het. Daar was baie mossies in Israel. Dan sou hulle dit gemaak het, dit was 'n snack gewees wat hulle verkoop het daai tyd. Hulle sou soos wat ons vandag ken 'n sousati gemaak het. Jy het 2 mossies gekry, of as jy het 'n mossie gekry, 'n klein voeltjie op 'n stokkie wat hulle vir jou gegrill het, né? Maar as jy nou die king size wou gehad het, dan het jy nou 2 mossies gekry. Né? En dan was dit nou die king size gewees en dan het hy jou 'n sent gekos. Basically. So basically daai mossie was, hulle sou eintlik die extra een vir jou gegee het vir 'n bonus, vir 'n mahala, vir 'n extra. So jy sou byvoorbeeld betaal het vir 'n gewone ene, maar die tweede mossie het hulle vir jou verniet gegee as 'n bonus. En jy het 'n sent betaal vir daai snack, vir daai ete. So die tweede mossie het geen waarde gehad nie. Hy het nie waarde gehad nie. Dit was 'n mahala. Nou kyk wat sê die Here hierso. Word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie. En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. Dat vir die mens was daai mossie waardeloos, was 'n mahala, dis niks werd. Maar God sê, maar nie in God se oë nie. God kyk na die mossie. Hy kyk na die diere. God sorg vir die mossie. God sal sorg vir my. As God so kyk na 'n mossie, nou op die 1 sent, wat niks werd was, is die 2 mossies. 2 mossies was vir die mens niks werd. Maar vir God was dit deel van sy skepping. Kyk wat sê in vers 30, hy sê, kyk wat sê van jou, hy sê, en van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Ja, party mense gaan 'n bietjie langer tel as ander. As dit kom met die hare op die hoof. Maar weet jy wat, hoeveel hare is op jou kop, Shanice? Ek het in Björn Willem. Nou, myne is ook bietjie minder as Willem se, né? Die Here weet hoeveel hare is op jou kop. En die Here weet hoeveel hare is op elke mens op hierdie aarde wat nog ooit geleef het en nog gaan leef, se hoofde. Kyk wat sê vers 31, wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. As God, sê, die wêreld beskou jou as 'n niks, as 'n mahala. Hulle sien jou as 'n mossie. Een gee hulle som vir jou mahala. Jy's useless, jy's dit. Hy sê, nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. God is in beheer van die mossies. Die mens kan nie 'n mossie skape nie. Hy is die skepper. En dan sê die Here vir jou, in sy oë het hy mossie baie waarde, want in sy skepping. Kyk wat sê hy dan, wees dan nie bevrees, julle is meer werd as baie mossies. As God soveel waarde het aan 'n mossie, hoeveel te meer net vir jou nie. In die wêreld so is jy niks werd. Net soos hierdie helikoptertjie vir Alex. Maar in God se oë het jy waarde. Kan ek vir jou wys wat se waarde het jy? Blaai na 1 Petrus 2 toe. Julle gesê gaan baie bly vandag. 1 Petrus hoofstuk 2. En maak sommer Openbaring 1 ook. Openbaring, as jy sukkel om my boek te kry, dan worry ek. Maar dis die heel laaste boek in die Bybel, Openbaring 1. Kom ons lees eers in Openbaring 1. Openbaring 1, daar so vers 6. Jesus
Kyk wat het Jesus toe hy gesterf het aan die kruis. En toe hy, want onthou nou, wat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Vir jou, né? Hoekom? Vers 6. En ons gemaak het konings en priesters vir God, vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Jesus het jou gemaak, 'n wat? 'n koning en 'n priester, 'n koninklike priester. Hoor gou mooi, 'n koning. Wat moet 'n koning doen? Heers. Wat het God in die begin gesê? Die mens moet wat doen? Hy het jou 'n koning gemaak. Raai wat? As Jesus ons gaan kom haal, wat gaan ons saam met hom doen? Ons gaan saam met hom heers. En hy het jou 'n priester gemaak. Wat doen 'n priester? Behalwe in jou apostelkerk dat hulle die poorte wil oopsluit vir jou. Ek praat van in die Bybelse tyd. Daai was al baie gaan vir sy ouchie, daai was 'n laau. Ja, ek weet. Vat hom maar. Wat het 'n priester gedoen in die Bybelse tyd? Hulle het die offers gebring. Hulle was daar om die tempeldienste verrig. Hulle was daar om die tabernakel en die tempeldienste verrig. Hulle was daar om die offers te bring en hulle was daar om te bedien. Hulle was daar om uit. Wat het God jou voor geroep? Wat was Jesus se opdrag aan jou gewees? Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ek en jy is geroep om 'n priester vir God te wees. Nie die amp priester nie. Ons moet die taak verrig, die werk verrig. Ons moet die evangelie verkondig, ons moet die wêreld vertel van Jesus. Ons moet die koninkryk van God gaan verkondig. Dis waarvoor God jou geroep het, om sy werk op hierdie aarde te doen. Hy het ons elkeen geroep om hy werk te doen, nie net vir my wat die agter kansel sit nie. Waar het God jou geplant? Waar het God jou geplaas? Daar waar die Here jou geplaas het, dis waar hy jou geroep het. Dis waar hy jou nodig het. Jy's nie daar omdat jy net daar, ek het ons ook gedoen vir die job, om 'n job gehad het. Wie het vir jou daai werk gegee? Wie het vir jou daai deure oopgemaak? Jy's daar vir 'n doel, met 'n rede vir 'n doel. En God het jou geskep met 'n doel. Hou op mou oor jou omstandighede, oor jou baas wat sy toonal sy voete so vrot en sy toonal so lank is, en hou op mou oor jou baas wat jou te veel werk gee en wat jy te min betaal word en te veel oortyd moet werk, en hou op mou en wees 'n bietjie dankbaar in jou lewe en vra Here, wat kan ek vir u hier doen om bruikbaar te wees vir u? Weet jy wat die mense probleem is? Ons attitude. Ons mis die doel van ons lewe, want die duiwel wil ons vang met materialisme en 'n liefde vir hierdie wêreld. En ons vergeet van ons roeping wat die Here vir ons geroep het. Julle is 'n uitverkore geslag. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 vers 9. Hoor wat sê hy? Daar vers 9. 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Slam bam, daar het jy hom. Presies wat ek net vir jou gesê het. Nou kom die vraag net. Hoe gaan hierdie kennis en erkenning van jou waarde wat God vir jou lewe het, hoe gaan dit jou kennis daarvan, hoe gaan dit jou lewe nou affekteer? Hoe gaan dit jou lewe nou verander? Ek wil vir jou sê, as jy eers werklik besef hoe waardevol jy werklik vir God is, prys wat hy vir jou betaal het om jou by hom te hê, om jou vry te koop van die sonde, wat jy wil verderf te vat weg van hom af. As jy besef wat hy vir jou gedoen het om jou te kry om vir ewig by hom te wees, as jy verstaan dat hy is jou skepper, jy sy eiendom, die duiwel het jou probeer steel van hom,
En hy het jou teruggevat deur jou skuld te betaal in sy eie seun, in sy eie bloed. Dan verander mense perspektief nie net oor jouself nie, maar ook oor ander en ook oor jou lewe is 'n bietjie. Ek kyk anders na sonde, ek kyk anders na dit wat skeuring bring tussen my en die Here. Ek kyk anders na ongeloof. Ek kyk anders na twyfel, na my situasies, na my probleme. Ek kyk anders na die verlede, ek kyk anders oor die dinge wat my gebeur het in my lewe. Want alhoewel slegte dinge met my gebeur het, was God nog steeds altyd by my. Het hy my deurgedra en het hy die situasie gebruik om my te vorm wie ek vandag is, vir 'n spesifieke doel en vir 'n rede. En God het dit nie slegte goed met jou laat gebeur nie, en het net toegelaat nie. God het toegelaat dat die duiwel moet doen met jou wat hy wil doen, want hy gaan eendag daarvoor betaal. Hoor wat ek vir jou sê. Maar God was daar. Weet jy wat is die ding? Jy lewe. Jy sê dan God jou gebring tot hier. En God gebruik daai situasie om jou te vorm en jou te maak. Kom ons kyk na Jesus. Hoeveel dink julle is Jesus gespot in sy lewe? Die Bybel gee nie vir ons baie van Jesus se kinderlewe nie. Onthou, hy was gesien as 'n buite-egtelike kind. En in sy tyd, is dit nie vandag. Vandag is dit, lyk my 'n prestasie om buite die huwelik kinders te kry, op strepe. Jy kan maklik 'n pappa en 'n mamma word, maar dit is baie bitter moeilik vir hulle om 'n pappa en 'n mamma te wees. Dis 'n deesdae baie groot trots van mense. Ek wil vir jou sê, in Jesus se tyd, as jy gelees in die Bybel, was dit gesien as hoerery, as egbreek. En hulle het daai mense gestenig. Maar dink 'n bietjie vir jou vir Jesus, toe hy groot geword het. Ek praat van die tyd wat Jesus groot geword het. Hoe baie dink julle het kinders hom gespot en mense hom snaaks aangekyk? Onthou toe, en die ergste van alles, hy het in Nasaret gebly. Nasaret was die agtertand valley van 'n plek wat jy nie eers, ek kom of sê baie mense as jy vandag wil vra van waar af kom jy? Dan is hulle te skaam om vir hulle te sê. Né? Ons het altyd gespot ons klein gesê, ander kan die treinspoor. Né? Ek praat plain Afrikaans, maar julle weet waarvan ek praat. Nou, as ons kyk in Jesus se tyd, hoe dink jy het mense hom aangekyk? Want in die Bybel lees ons waar daar iemand sê, toe hulle hoor is Jesus en hy's van Nasaret, toe vra hulle, kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Hy het nie 'n hoë beeld gehad nie. Hy het nie 'n image gehad nie. Hy was nie gesien as iets koninkliks en goddeliks nie. Kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Dink hoe moes hy gespot geword. Dink hoe die samelewing Jesus gesien en Maria en Josef gesien. Ons dink hulle is gesien as die koninklike en goddelike gesin. Hulle was nie. Sy pa was 'n skrynwerker, was 'n houtwerker. Dit was hulle die status gehad nie. En dan bly hulle nog in Nasaret van alle plekke. Wat verag was deur baie mense. Dink jy hoeveel vernedering moes hy in sy lewe gegaan het? Dink jy hoeveel verwerping moes hy in sy lewe gegaan het? Raai wat? Tot aan terwyl hy aan 'n kruis gehang is, was hy gespot. Terwyl hy besig was in pyn, uitmekaar uitgeslaan, in lyding, was hy verneder. Was hy kaal uitgetrek en bespotlik gemaak.
terwyl hy suffer, terwyl hy seer het, terwyl hy ondraagbare pyn het. En hy weet, hy gee sy lewe vir hulle wie hom nou bespot. Wie hom nou sleg maak, wie hom nou kritiseer. Aan die kruis langs hom is 'n rower. En Jesus kyk nie vas in dit nie. Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. The battle was not his. Hy het nie gesê, Vader, ek vergewe hulle nie. Hy is die vergifnis van sonde. Want hoe kan Jesus mense vergewe het, nog voordat hy gesterf het aan die kruis? Dink gou 'n bietjie. Vir hoeveel mense nog voordat hy gesterf het, hy vir hulle gesê, jou sondes is vergewe. Because he is the sin offering. Hy kon dit sê, want hy het met hulle, want hulle was alreeds, hy is nie in tyd, hy is die offer gewees vir die sonde. Terwyl hy nog sondaars was hy gekruisig op die regte tyd. Tog het hy dit gedoen. Jy sien, dit is waar broederliefde gevorm word. Waar Jesus sê, die hele woord word vervul in een wet, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Want ewe skielik verander my siening van die mense buitekant, van die ou voor my, van die ou op die straathoek, van die ou wat loop hier in die straat en wat sy lewe uitmekaar uitval, oor daai een wat my so sleg behandel en sleg gemaak het, daai persoon wat my so ingedoen het, daai persoon wat my beloop en beskinder het, daai persoon wat my gesteel het, daai persoon wat, ewe skielik verander my siening van mense. Want om te weet, hulle is ook betaal voor aan 'n kruis. God het hulle net so lief soos vir my. Hulle is ook geskape in God se beeld. En dis waar broederliefde gevorm, ware broederliefde gevorm word. Wanneer ek my naaste kan lief hê, soos wat ek myself het. Jy sien, in God so het almal waarde. Almal is gekoop deur Jesus se bloed. Nie almal kies sy bloed nie. Nie almal kies om hom te volg nie. Dis 'n vrye keuse wat hy aan almal gee. Maar is die siek wêreld daar buite wat mense waardeloos ag. Want die duiwel voel niks vir jou nie. Hy wil jou kou soos 'n chappie in jou uitspoeg. Hy wil jou soos iets laat voel, maar in die meantime voel hy niks vir jou nie. Hy wil die mat onder jou uittrek. Kyk ons na die kruis van Jesus, dan ontdek ons eintlik hoeveel hy ons werklik lief. En wanneer ons geloof en vertroue in sy offer plaas en sy offer aanvaar, gebeur daar iets in my. Ek word getransformeer. Ewe skielik het ek hom meer lief, waardeer hom meer. Hoekom? Omdat hy my eerste lief gehad het. Ek dien nie net Jesus nie, omdat ek nie wil hel toe gaan nie. Ek gee my lewe vir hom, want hy het sy lewe vir my gegee. Ek gee my lewe en wy my lewe toe aan hom, omdat hy my so lief gehad het, dat hy iets gesien het in my, wat die wêreld nie raak gesien het nie. Die ander rower aan die kruis, het na Jesus gekyk, hy het die ander man wat hom gespot het, stilgemaak en gesê, jy weet nie wat jy sê nie. Ek en jy verdien hierdie kruis. Maar hy is onskuldig. Kan jy nie hoor hoe hy bid vir die mense nie? Kan jy nie, want ek ben daai rower sien hom, wat hy sê van hierdie mense wat hom so te nakom. Ons verdien om gespot te word. Ons verdien om verneder te word. Maar hy doen nie. En hy sê vir hom, Here, dink net aan my. As jy in die koninkryk kom, dink net aan my.
Hy het geweet hy gaan verderf toe, hy het geweet hy is verlore, hy het geweet hy's 'n washout in almal se oë, hy het geweet hy's 'n krimineel, hy het geweet hy's 'n gemors, hy het geweet hy's 'n moordenaar, hy's 'n rower, hy's 'n slegte mens, hy het geweet hy kry wat hy nou verdien. Here, dink net aan my. As jy in die koninkryk kom, onthou my net. Ek weet ek verdien dit nie, maar onthou my net. Met Jesus se laaste krag en asem sê vir hom, ek sê jou vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hoekom? Hy het nie om vergifnis gevra nie, hy het nie sonde daar bely nie, hy is nie gedoop nie, hy het nie 'n sondaarsgebedjie opgesê nie. Hy het die waarde van Jesus raak gesien. Hy het die waarde van sy offer besef. Hy het besef wie Jesus is en wat hy doen aan daai kruis. Here, dink net aan my. En Jesus sê vir hom, jy sal saam met my in die paradys wees. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Omdat ek ook 'n rower aan 'n kruis was. Wat verdien het, wat hierdie wêreld sleg is vir my gee, die oordeel van hierdie wêreld, die oordeel van die hel. Maar daar was 'n dag ook in my lewe wat ek na hom gekyk het en gesê het, Here, dink net aan my. En sy woorde aan my was 'n amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Wat help het jy wen die wêreld in jou siel skade? Toe Jesus aan daai kruis hang, het hy sy liggaam en sy bloed vir jou gegee. Hy het betaal vir jou sondelas. Hy het betaal sodat jy die ewige lewe kan hê. Hy het sy liggaam gegee en is gebreek sodat jy nie die ewige hel moet deurgaan nie. Hy het jou vrygekoop. Hy is die brood van die lewe, hy is jou voorsiener. Hy het sy bloed gegee sodat jy weer met God herenig kan wees. Sy offer aan die kruis herinner ons aan ons waarde wat ons vir God gehad het, want so lief het God jou gehad, dat hy sy seun gegee het vir jou. En God roep jou vandag en hy sê, kom na my toe. Die wêreld gaan jou vat na die duisternis toe. Ek het jou duur gekoop. Jy is vir my veel werd. Meer werd as al die mossies op hierdie aarde. Jy is vir my soveel werd, dat ek my seun gegee het. Hy het die kruis gedra. Hy het die kruis deurgegaan, sodat jy weer in verhouding met God kan staan. Ek het hom lief, omdat hy my so lief gehad het. En ek wil my lewe vir hom gee, omdat hy sy lewe vir my gegee het. En Here, ek dank U daarvoor. Wie van julle wil vanmôre ook saam met my vir die Here daarvoor dankie sê? Kom ons gebruik die nagmaal vanmôre saam.